Nog 'n naweek, nog sportaksie agter die rug en nog 'n Republikein vandag op die rak. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Siriene Marie van der Walt en vandag gesels Andrew Poelman ouer gewoontes wat hy elke maandag doen saam met ons oor die nuutste sport van die afgelope naweek. Francois Steinberg kuier ook in die Klets ateljee om te gesels oor die nuutste nuushooftrekke in vandag se Republikein. Maar eers gaan kyk ons na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie kompetisie. Francois Steinberg se lewe het die afgelope week geëindig daar waar die teerpad eindig. Francois, welkom terug. Jy was by Nampo, gesels eers gou kortliks vir ons, hoe was dit? Nampo was absoluut fantasties. Dit is so reusagtig en ek was so oorweldig. My mond het net heeltyd oopgehang vir die grootste trekkers en implemente en masjinerie en pragtige boertjies in kakieklere. In kakieklere en boerboelbroekies. In boerboelbroekies. Okay, Francois, is seker sewende hemel vir jou, jy wat 'n plaasmeisie is, maar nou begin jou lewe weer waar die teerpad eindig. Ja, nee, ons is terug op die teerpad en ten minste kan ek sê, hierdie teerpaaie van ons het nie slaggate nie. Regtig, Suid-Afrika, julle slaggate. Okay, maar vandag se Republikein lyk nou nie so goed soos ons teerpaaie nie. Daar is 'n bietjie goeie nuus. Baie hartseer nuus, baie hartseer nuus vir my wat baie lief is vir renosters. Weereens 'n renoster koei gestroop in die Hardapstreek hierdie keer en daar's 'n kalfie wat wees is. En dit is 'n baie groot traumatiese ding. Maar die eienaars het gelukkig vir ons 'n video gestuur weer met positiewe nuus dat die kalfie hardloop daar rond en speel met 'n rugbybal. Ja, so dit gaan beter met die kalfie, maar die groot ding is verlede jaar is 81 renosters gestroop en hier is nou weer 'n geval. Ek is moedeloos met hoe ons dit moet stop en stuit en wat ons in die stroopers moet doen. Maar hier is 'n beloning uitgereik vir 160.000 Namibiese dollar, ja. Yes, sir, dit maak amper dat 'n mens wil wens jy weet iets van hierdie situasie. Ja. Maar ook weer bly dat ek niks dat daar geen deel van my brein daar betrokke is nie. Dan het ons ook 'n storie oor 'n ma van die Oshikoto streek wat vergoeding van 10 miljoen Namibiese dollar eis na haar 16-jarige seun laat in 2023 oorlede is. Maar op 'n goeie noot, iemand wat verlede week ook 'n gas op Kletskompas was, Mia Kutse op ons voorblad, saam met Lourens van Sail en Janine Estreisen. Hulle is 3 Namibiese modelle wat internasionale kontrakte losgeslaan het. Nou onlangs, so Mia en Janine gaan Indië toe, waar hulle kontrakte gekry het en dan Lourens gaan Japan toe. Baie geluk aan julle in Japan, lekker. Ja, ons gesels ook bietjie meer in die berig met iemand van hulle agentskap, Figures Models Namibia, wat dis Juanita Koen, hulle direkteur, moet ek ook by sê, wat vir ons vertel bietjie meer oor modelwerk in Namibia, die wanopvattinge oor modelwerk in Namibia. Jy weet wat is Henry se gesegde, jy kan nie slim en mooi wees nie. So dis dalk een van die wanopvattinge. Nog een is dat jy nie eintlik hoef modelmooi te wees. Nee, dis hulle kies die vaal meisietjies en dan dan jy moet mooi loop en ja, so basies jy fotogenies wees en 'n persoonlikheid hê. As jy op 'n loopplank wil loop, dan moet jy nou nog klein gebou wees en lank wees, maar vir die ander soort modelwerk. Ja, want daar's allerhande modelwerk vir groot meisies ook, vir plus groot meisies. So
Enige iemand kan dit So doen. François is hierdie media ding nie vir ons uitwerk ja. Gee ons vir modelwerker try. Milani, kom ons. Okay, en dan op bladsy 3 gesels ons leiberig daar onder die voulyn is oor Namibië wat 6 plekke weer gestyg het op die wêreld persvryheidsindeks. Dit is dan nou volgens Verslaggewers Sonder Grense. Dit is in die algemeen aanvaar dat jou persvryheid afneem tydens 'n verkiesingsjaar, so natuurlik kan hierdie nou half getel word as die herstelling na Maar voel dit vir jou of ons verbeter het, jy as joernalis? Dis moeilik om te sê. Natuurlik is daar nou 'n nuwe regime wat nog hulle voete probeer vind en so aan en so voort. So natuurlik het ons nou 'n paar voorvalle gehad verlede jaar. Ek sou nie sê dit voel vir my asof ons die beste doen wat ons nog ooit gevaar het nie. Ja. Of in die 5-6 jaar wat ek nou 'n joernalis is, ek dink ons het al beter gedoen in daai 5-6 jaar. Maar ek dink ook ons het al swakker gedoen van tevore. En ek dink as jy tel van begin Februarie af is daar nou eintlik net daai een by Dr. Nujoma se roudiens wat die media mos nou nie sekere toegang gehad het. Maar ek moet sê, ek wat nou in Suid-Afrika was, by Nampo, en Paul Mashatile was daar, en hoe ons as media daar uit die pad uitgestamp is, en toe waardeer ek regtig Namibië, en dink net ons het soveel toegang en vryheid. Ek meen, ek het minister se nommers op my selfoon, baie van ons het. So nee, ek voel ons mediavryheid is ver bo hulle. Suid-Afrika het eintlik beter as ons gevaar. Het hulle beter as ons gedoen? Hulle het beter as ons gedoen. Hulle is die een land in Afrika wat beter as ons gevaar het. Ek het nie vrye dae gevoel soos regtig Ramaphosa was daar, Paul Mashatile was daar, John Steenhuisen was daar, maar ek moet sê met Paul Mashatile is ons letterlik uit die aarde uitgestamp. Maar ek dink ook toe ry amper weer grondpad. Dit weer eens daar sekere dinge wat jy op papier kan meet. So ek dink daar's 'n paar individue in Namibië wat ons op papier so 'n bietjie aftrek, maar ek meen die feit dat ek byvoorbeeld by Netumbo Nandi-Ndaitwah was 'n inhuldiging, die president en die inspekteur-generaal en daai mense by die hand kon groet en kon sê hallo, hoe gaan dit? En hulle vra my, "Jesusie, hoe gaan dit met jou? Ek het jou lanklaas gesien." Sulke tipe dinge dink ek reflekteer nie altyd op papier nie. Ja. So ek dink dit is wat dit vir ons lekker maak as die Namibiese media. Maar ja, ek dink altyd lekker om met jou te gesels, François. Ongelukkig nou op 'n einde. Baie dankie dat jy by ons was. Mooi dag verder. So kom ons geniet en waardeer die persvryheid wat ons het en die vryhede wat ons het. Die gras is nie altyd groener aan die ander kant nie. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Andrew Poelman saam met ons in die Klets Kompas ateljee. Andrew, hoe gaan dit? Jy lyk nogals swaar in jou Men in Black. So vertel vir ons 'n bietjie, kom ons begin heel aan die begin, sportoomblik vir die naweek. Okay, so ek het maar gegaan vir 'n oomblik wat ons kollega Brian Monango vasgevang het daar by die klaprugby wedstryd. Wat in Windhoek gespeel is, Trustco United teen FNB Unam. So speeltyd was verstreke. United was voor gewees
hulle was op die aanval en toe het hulle die bal verloor en Unam het die bal afgeneem en ver gevorder en United moes net keer en toe het ja, Delron Brandt het daar vasgetrap en ons kan sommer wys wat daar gebeur het. Delron Brandt, ja, bekende faktor altyd 'n faktor as hy speel vir Unam met die wenpunte daar met die skepdoel. So hierso is dan een van die vroeër oomblikke wat hy ook vasgevang het. Dit is dan 3 wat AJ Zal gedruk het vir Unam wat net om daar ja, Brian Munangu se video wat dan wys dat hy wel gedruk was en dat die skeieregter die regte beslissing daar gemaak het. Is een van die dinge wat hy bietjie oor aangevat is agterna, mense het 'n bietjie verskil van hom of Unam se man regtig die 3 gedruk het daarso. Ja, so miskien as ons net kyk nou miskien nog vinnig na die ander wedstryde wat gespeel is, die wedstryd wat NTV uitgesaai is dan die ene op Walvis Bay tussen FNB Kurus en FNB Wanderers. So Kurus wat tweede op die puntelys was en Wanderers wat eerste was. So Wanderers wat toe daai wedstryd gewen het, redelik oortuigend met 28-10. So ons het ook van die 3 wat ons daar kan wys, wat Wanderers ja, en Kurus te mekaar gedruk het. Ja, so was die eerste 3, so 'n bietjie ek dink Kurus sal baie tevrede wees met die verdediging wat ons nou op hierso gaan sien nie, maar ja, 'n bietjie te maklik dalk daai 3 gewees. Eerste punte van die wedstryd. Joe Losper wat daar gaan druk uit die flank en toe hierso lyn staan bal wat so 'n bietjie vinnig uitgekom het. Danko Burger wat daar deur gebreek het en toe vir sy sentermaat Dani van der Merwe gegee het en hy het gaan druk daar onder die paal. Dit is Wanderers se tweede 3 gewees en dan die derde 3 ook van hierdie lyn staan af. Kurus se ingooi gewees en dan Gal Wenzel na PJ Walters toe en onderskep deur Denzo Brouwer, nog 'n maklike 3 onder die pale. Hy het al 3 oorgeskop, Denzo Brouwer en ja, so die enigste 3 van die wedstryd wat Kurus gedruk het, ja, Tamsin van 'n Berg, die nommer 8 van hulle wat daar so van 'n lyn staan dryf af oorgeduik het. So Ray Sean Shumeri wat daar hoog in die lug gespring het, die skermskakel. Ja, so Wanderers en Kurus eindig eerste en tweede. Hulle kan nie meer verbygesteek word nie. Hulle sal dan seker wees van hulle plekke in die semifinaal. Hierdie was dan daar was nog 1 ronde oorkomende naweek en daar's nog 3 spanne wat eintlik basies nog 'n kans het om in die semifinaal te speel. So 3 wedstryde wat dan eintlik nog invloed het komende naweek. So United, hulle ry swak op Moonton om teen Dolphin te gaan speel. Grootfontein het ook nog 'n kans. Hulle is op hulle tuisveld teen Rehoboth. En dan Kurus soos ons gesê het is reeds deur, maar Unam wat dan daai punte nodig het van daai wedstryd wat hulle komende Saterdag aanbied. En dis ene wat NTV gaan uitsaai. Dit sal dan sover ons weet op Hockey Geingob gespeel word. Ja, so Wanderers het ook sy laaste wedstryd het teen Western Suburbs. Ek dink Western Suburbs ja, het nie eintlik 'n realistiese kans om dan in die top 4 te eindig nie. En dan is daar ook die langste bergfietsry toernooi gewees. Ja, die langste bietjie langer as die Nedbank Desert Dash. Dit is dan die Munga Grit Le Deur, ook nou in sy 4de jaar gewees. Ja, so 50 ure wat ryers het vir die hoof resies wat hierdie jaar so klein bietjie korter as gewoonlik was, so 437 kilometer is wat Driekus Coetzee gery het. Hy het die ding gewen. So dit is bietjie meer as 'n dag se werk. Ja, so Driekus Coetzee wat dit laas jaar ook gewen het. En dan Martin Fryer en Jacques Hanekom, die twee wat hierso nou saam by hierdie waterpunt aangekom het.
Hulle was eintlik dan gesamentlik in die tweede posisie saam klaar gemaak. So al 3 van daai eerste 3 ryers wat dan vir die Hollard span ry in Namibië. En dan so hierso 4de, 5de, 6de plekke was almal Suid-Afrikaanse ryers gewees. Ja, Driekus Coetzee, ons sien hom daar so in beeld. Komende naweek is hy dan op pad Suid-Afrika toe. Hy sal dan daar by Oudtshoorn in die 361 byeenkoms gaan ry, ook 'n ultra byeenkoms wat hy ook laas jaar gewen het en waar hy sal probeer om sy eie rekord te gaan breek. Ja, so dit is ook die Ladeur is natuurlik ook 'n byeenkoms wat ten bate van die Legacy of Love organisasie aangebied word. So natuurlik welwillendheids organisasie wat natuurlik mense bystaan wat ja, verliese gelei het en familielede of so verloor het en wat deur daai trauma werk en so en wat dan 'n bietjie ondersteun word. So ja, vir die fietsryers, dit was dan 'n groot ding. Daar sien ons Driekus Coetzee wat dan sy wenprys ontvang het, saam met van die organiseerders, Sybrand de Beer op die linkerkant en Jack Black aan die regterkant. So ja, groot fietsry gewees vir die naweek. Hulle dan na die in die suide daar Gamsberg pas gaan ry en ook die Remshoogte pas en dan teruggekom so meestal afdraand in die begin en dan met die terugkom is dit 'n bietjie opdraand. Liewer hulle as ek kan doen. Daar was ook 'n Kusafa meisies toernooi. Yes, so Namibië wat dit aangebied het natuurlik. Afgelope Saterdag was die eindstryd. Zambië, die gunstelinge wat dit dan ook gewen het. Hulle het in die finaal teen Malawi gespeel en 3-0 gewen. Saterdag was ook die bronsfinaal net voor dit gewees. Die twee spanne wat in die semifinaal verloor het. Mosambiek wat daar gewen het 3-2 teen Zimbabwe. En dan ja, miskien uit die Namibiese oogpunt natuurlik, ja, een meisie wat sterk na vore getree het, Nancy Lebang, sy het die meeste doele in die toernooi aangeteken. So 7 doele, so sy het die Golden Boot toekenning kan mens sê ontvang. Sy het 7 doele in een wedstryd aangeteken. Dit was teen die Comores gewees en sy dan ook die span, die dream team van die toernooi het sy dan ook daar gehaal as 'n middelveldspeler. En dan is daar laastens geluk 'n stukkie golf. Die Namibiese mans is iewers. Ja, hulle dan pas Saterdag klaar gespeel of ja, en hulle Region 5 of die streek 5 toernooi, dit was in Botswana gewees. Ja, so Namibië wat daar aan die 4de plek klaar gemaak het na Suid-Afrika, Zambië en Zimbabwe. Kyle Johnson, ook van Walvis Bay, hy het die beste van die Namibiërs dan gevaar. Hy was in die 3de plek, ja, eerste keer wat 'n Namibiër dan in die top 3 klaarmaak. Hy was so 4 houe onder baansyfer gewees. Hy staan daar tweede van links af. En dan heel aan die regterkant is Henry Mudge. Hy het so 6 houe oor baansyfer klaar gemaak, so in die gesamentlike 9de posisie. En dan die ander 2 spanlede was dan Brendan Britton, tweede van regs af, hy was die spankaptein, en dan ook Jackson Kawaya. Interessant. En dan is daar ook nog 'n laaste bietjie Skoolrugby. Skoolrugby. Ja, so 3 wedstryde wat laas Saterdag gespeel is in die Standard Bank onder 19 Premierliga. So Windhoek Afrikaanse privaat skool, hulle was Swakopmund of althans Walvis Bay toe. Hulle daar gespeel teen 'n nuwe inskrywing hierdie jaar. Die span word genoem De Duinesig en dit is dan eintlik 'n gekombineerde span van die 2 hoërskole daar, Duinesig en De Duine. Die 2 hoërskole wat dan daar saam gespan het. Uiteindelik was dit WAP wat hierdie wedstryd gewen het 24-21. Maar dit was De Duine wat eintlik goed gevaar het en ook ja, natuurlik die bonuspunt gekry het omdat hulle met minder as 10 punte verloor het.
En dan in die ander wedstryd was op El Nathan gespeel op Stampriet. El Nathan wat daar verloor het teen Tsumeb Gymnasium 22-7. So dit is nou so 2 naweek, dit is nou die tweede naweek gewees van die nuwe seisoen. Twee spanne wat nog nie gespeel het hierdie jaar nie is aan Windhoek Hoërskool en Windhoek Gymnasium. Hulle kry mekaar dan komende naweek daarso by Gymnasium se Lions Den. So 'n lekker wedstryd om na uit te sien. Okay, fantasties. Ons sien beslis uit. Ons het daar ook ons liga punte. Ja, soos ons gesien het, party spanne wat dan nog nie in aksie was nie. So op die oomblik is dit dan Tsumeb Gymnasium wat hulle eerste 2 wedstryde gewen het. So hulle is dan op die oomblik is hulle die voorloper op die puntelys. Okay, fantasties. Baie dankie dat jy by ons was, Andrew. Dit was Andrew Poelman. Hou oogie uit want daar is 'n baie opwindende, kan ek maar sê, rugby wedstryd wat vir ons wag hierdie naweek. Irongo Med is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irongo Med is committed to making a difference. What about you? Dit dan die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Maar intussen onthou 0857856231, die nommer waarby jy op WhatsApp kan stem vir jou gunsteling bruidspaar van die jaar, as jy ook kan inskryf vir 'n Republikein se kiekie kompetisie. Maar tot môre, is dit mooi bly.